Nou vir die van julle wat julle Bybels hier het, julle is welkom om oop te maak by Galasiërs hoofstuk 6. Ons gaan daar saam lees en dan gaan ons ook later lees vanuit Lukas hoofstuk 11. 18. Dankie Jenny. Ek het net seker gemaak my vers is reg op die Bybel. Lukas hoofstuk 18 en dan in Galasiërs hoofstuk 6. Kom ons lees saam uit Galasiërs hoofstuk 6. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Net weer vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Amen. Ek wil vandag met julle gesels oor die onderwerp moenie tou opgooi nie. En spesifiek moenie tou opgooi wat gebed betref nie. Ons sal nou by die gebedsgedeelte kom wanneer ons by Lukas 18 kom. Moenie tou opgooi nie. Hierdie vers in Galasiërs hoofstuk 6 vers 9 gee Paulus 'n opdrag en hy sê moenie moeg word nie. Moenie moeg word om te doen wat goed is nie, want op die regte tyd sal julle 'n oes maai. Ek dink ons moet vir mekaar sê dat dit die realiteit van die lewe is dat ons moeg kan word. Amen. Dit gebeur. Ons is mens, ons is in 'n wêreld waarvan ons nie deel is nie. Daar is 'n geestelike geveg aan die gang. Ons is in die koninkryk van die lig, teenoor ons is die koninkryk van die duisternis, en soms kan die lewe voel soos 'n geestelike geveg. Ons het die begeerte om iets goeds te doen, ons het die intensie om iets goeds te doen, en partykeer word 'n goeie daad gepunish, nê? Sonder dat ons daarvoor vra, sonder dat ons dit verwag. Ons leef in 'n wêreld, ongelukkig in 'n land waar wetteloosheid seëvier. Ons sien dit, ons beleef dit, nê? En ons is omring deur 'n samelewing wat nie noodwendig altyd wil doen wat reg is nie. Ek lag so vir oom Koos as ons praat oor die verkeer en as daar 'n dubbelbaan pad is en daar is vir een of ander rede dalk nou 'n ongeluk of iets en dit word 'n enkelbaan. Daar waar dit 'n enkelbaan word dit 5 bane. Want ons ry in die veld en ons ry oral oor en die mense gee net nie om nie, nê? Ons is omring deur mense wat nie wil doen wat reg en goed is nie.
En dan is ons baie keer ook versoek om daai ding te doen wat ons sê, if you can't beat them, join them, né? Baie keer voel dit, ek weet nie of dit vir jou ook al so gevoel het nie, dat in die konteks waarin jy leef, jy dalk die enigste ene is wat wil doen wat reg is. En wat wil opstaan vir wat goed en reg is. Dit het 'n manier om 'n mens uit te put. Jy's dalk in jou lewe besig om 'n geestelike geveg te veg. Dit kan dalk wees weens siekte, finansiële probleme, verhoudingsprobleme, hartseer, wat ook al dit kan wees, dit het maar 'n manier om 'n mens se hart aan te raak, né? As jy oor iets bekommerd raak, tog raak dit jou hart, dit word 'n geestelike geveg. Of daar's dalk net onmoontlike mense in jou lewe, of jy dalk 'n familielid, 'n kind of 'n kleinkind of wat ook al, oor wie se ewige lewe jy bekommerd is. En jy bid vir hierdie mense. En jy bid en jy bid en jy het nog nie verandering gesien nie. Of dalk oor jou werk, of jou finansies, of jou gesondheid, of jou geliefde se gesondheid. Dit is 'n aanhoudende geveg en dit is 'n aanhoudende gebedstryd en daar gebeur nie iets nie. Dit het ongelukkig die vermoë om 'n mens moeg te maak. Dit het die vermoë om 'n mens te wil kry om op te hou om dit te doen. Maar vandag wil ek vir jou sê, die feit dat jy moeg word, beteken nie jy's nie in die wedloop nie. Amen. Ons moet dit vir mekaar sê. Iemand wat die wedloop hardloop, kom ons vat nou maar 'n marathon atleet. Hy gaan moeg raak op die Comrades. Ek kan jou dit waarborg. Dis ver. Hy gaan moeg word. As hy moeg word, beteken dit nie, hy's nie in die Comrades nie. Dis juis omdat hy in dit is, dat hy moeg word. Die rede hoekom ons as kinders van die Here soms moeg word, geestelik, is juis omdat ons in die wedloop is. Dis juis omdat ons iets probeer doen. Dis juis omdat ons omgee. Dis juis omdat ons in die geveg is. En vandag wil ek vir jou sê, die woord van God kom tot ons en sê, moenie tou opgooi in hierdie proses nie. Hoekom nie? Want op die regte tyd, amen, op die regte tyd sal ons maai. Op die regte tyd sal ons antwoorde kry. Sal daar oorwinning kom. Sal daar genesing kom. Sal daar redding kom. Moenie opgee nie. Dink aan hierdie storie. Daar's 'n man wat 'n stuk grond gekoop het en hy daar begin myn. Nou ja, julle manne wat in die mynwese was, weet dit is maar 'n storie om te myn. Dit is 'n werk om te myn. Daai man myn en hy myn en hy myn en hy kry niks. En hy myn dieper en wyer en hy kry niks en op 'n dag besluit hy nee, dis klaar en hy verkoop die grond. 'n ander ou koop die grond en hy gaan myn net 'n klein stukkie verder en hy slaan al daai goue are raak. Nou gaan jy sê hy's lucky. Ja, die ou voor hom het die werk gedoen. As die eerste ou man net aangehou het, nê? As hy maar net volhard het in sy taak, volhard het in sy werk, sou hy uiteindelik die beloning gekry het. En dis wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê. Hou moed, volhard, moenie verslap nie, gaan aan. Op die regte tyd sal die Here vir jou gee wat jy nodig het. Dis 'n belofte van die Here. Ja, die vereiste is, moenie verslap nie. Moenie moeg word nie. Ek wil eintlik ook vir Salomo hier inbring, waar hy sê, moenie op jou eie krag staat maak nie. Maar, maak staat op die Here. Reken op hom. Vertrou jou lewe aan hom oor. Vertrou die situasie aan hom oor en hy sal wat? Hy sal jou paaie vir jou
gelyk maak. Hier is 'n baie sterk geloofskomponent daarin om te volhard. Want volharding is tog iets wat spreek van geloof, né? Jy sal nie aanhou en uithou as jy nie glo dat iets gaan gebeur nie. Né? Daarom ongelukkig, of eintlik moet ek sê gelukkig in hakkies, gaan ons soms deur trials and tribulations. Petrus praat daarvan, Jakobus praat daarvan, hy sê die doel daarvan is om die egtheid van ons geloof te kweek. Dis om volharding by ons te kweek wat uiteindelik uitloop op 'n godsvrugtige lewe tot eer van die Here. Laat ons nie moeg word nie. Laat ons nie moeg word om te doen wat goed is nie. Op die regte tyd sal ons beloon word. Amen. Dan sê hy in hierdie selfe hoofstuk, dis goed dat ons dit doen, maar dit begin eerste by medegelowiges. Dit is waar dit begin. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Charity starts at home. Moet mekaar eers vergewe, mekaar verdra, mekaar seën, vir mekaar goed wees, woorde van troos en seën tot mekaar spreek. Want as ons dit nie vir mekaar kan doen nie, hoe gaan ons dit vir 'n wêreld daar buite doen? Hoe wil jy vir 'n verlore gaande wêreld gaan vertel van die liefde van die Here Jesus, maar jy kan nie jou broer en suster wat in jou huis bly of in jou kerk saam met jou is, lief hê nie. Dit werk nie. En daarom sê die Here Jesus 'n ander redelike kwaai ding. Hy sê voor julle kom offer, maak reg. Versoen. Want as ons verdeeld staan en as ons met kwade gevoelens staan teenoor medegelowiges, sê die Here Jesus, God sal nie ons offer aanvaar as ons kom om te offer, maar in ons harte is ons nog verbitterd teenoor ander mense nie. Groot dinge. Jy kan hier staan en sing so vrolik as wat jy wil, as jou hart nie reg is nie, gaan God dit nie aanvaar nie. Maar ons voel partykeer, dit gaan te veel vat om reg te maak. Moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie moeg word om die regte ding te doen nie. Moenie verslap in dit wat reg is nie. Skraap nou maar jou moed by mekaar en sê ek is jammer. Begrawe die strydbuil. Sorg die dinge uit. Die Here sal dit seën. Amen. Lukas 18. Jesus gee 'n gelykenis vanaf vers 1, die gelykenis van die onregverdige regter. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. So dis die rede van hierdie gelykenis. Vers 2. Hy het gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. So hy het nie mens of God gevrees nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Hy was bang hierdie tannie slaan hom. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie reg doen
aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval? Retoriese vraag. Die antwoord daarop is ja. God sal antwoord. Ons wat dag en nag roep, dag en nag bid, wat heelhartig op hom vertrou, hy sal antwoord, want hy is lankmoedig oor ons. Hy is geduldig met ons. Hy is genadig oor ons. Hy is nie soos die onregverdige regter nie. God is die heilige, regverdige, goeie regter. Hy sal na ons luister as ons saak na hom toe bring. Vers 8. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle sal reg doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel hierdie geloof op die aarde vind? Jesus vra 'n groot vraag daar. En hy sê eintlik vir die mense, die rede hoekom julle nie soos hierdie weduwee bid nie, en die rede hoekom julle nie soos hierdie weduwee volhard nie, is dalk omdat julle geloof nie lekker is nie. Jo, is 'n bietjie 'n harde enetjie. Ons gebedslewe is direk gekoppel aan ons geloof. Onthou wat daai een Amerikaanse, ek het was A.W. Tozer, Amerikaanse teoloog een keer gesê het. Hy het gesê, baie Christene is eintlik in praktyk ongelowiges, ateïste. Hulle sê al hierdie goed wat hulle glo van God, maar wanneer dit kom by die uitvoer daarvan, dan gebeur dit nie, veral wat gebed betref. Hulle sê God kan alles doen, maar hulle bid nie asof God alles